Vriende, ek gaan vra dat ons net so sal sit en dan gaan ons harte stil maak voor die Here, ons hoofde buig en miskien is daar vanmôre 'n gebedsversoek wat u na die Here wil rig en dat's u baie welkom om dit daar te doen. Daar in u hart voor die Here. Die Bybel sê nog voor ons sy woord uitspreek, dan weet die Here geheel en al wat ons wil sê. So ek vra dat u 'n paar oomblikke van stil gebed sal neem en dan met die Here sal praat en miskien is daar iets wat u voor die Here moet bely, miskien is daar iets wat u moet regmaak en kom ons neem hierdie tyd, dan bid ons saam en dan sal ek ons as gemeente begelei in die gebed. Kom ons bid saam. Ons wonderlike hemelse Vader, baie dankie dat ons vanmôre weet dat u ons geheel en al ken. U ken die diepste begeertes van ons harte. Here, u ken die vrese, u ken die benoudheid wat soms oor ons kom. U weet van die dinge waarmee ons worstel en stoei. U weet van die dinge, Here, wat aan ons gedoen is en wat ons aan ander mense gedoen het. Die Bybel sê vir ons baie duidelik, Here, dat ons is eintlik maar 'n oop boek voor u. En u ken die gedagtes en die versinsels van ons hart. Daarom eer ons u dat ons voor u kan buig as die Skepper God, die Heilige in ons midde. En dat ons na u kan nader deur Jesus Christus, ons middelaar, ons Heiland, ons Verlosser en ons Heer, wat aan die vloekhout op Golgotha uitgeroep het, dit is volbring. Ek het male sonder tel hierdie week vir u gesê, was dit nie vir Christus en die kleed van geregtigheid wat hy oor my geplaas het nie, sou daar geen hoop vir my gewees het vir die ewige lewe nie. Vader, baie dankie vir u liefde in Christus geopenbaar, en dat ons vanmôre Christus kan verheerlik, wat gewilliglik na hierdie aarde gekom het, deur sy eie mense, sy skepsele gekruisig is. Hy het gesterf, hy het opgestaan om sy godheid te openbaar. Hy het opgevaar en hy het gesê, kyk, ek maak alles nuut. Ons lewe nou in 'n gebroke wêreld en daarom dank ons u vir die Heilige Gees, die Gees van waarheid en insig en kennis en verstand, wat aan ons harte kom woning maak hierdie dag by wedergeboorte, en wat deur die blaaie van die Bybel vir ons leer, Here, wie u is en wie ons is, en watter groot genade aan u ons bewys het, en hoe ons moet leef, te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Ek bid vanmôre vir ons as gemeente, Here, dat ons nie ons tyd sal vermors op aarde nie. Dat ons werklik sal besef, ons het een lewe en gou gaan dit verby. En net wat ons vir die Here gedoen het, sal staande bly. Ons is so besig in die geveg om oorlewing, dat ons vergeet, dat hierdie tydelike sal verbygaan. Gister gelees uit die woord, dis duidelik dat ons niks in hierdie wêreld ingebring het nie. Ons sal ook niks uit hierdie wêreld wegneem nie. En tog, Here, is die meeste gestel daarop, wat het hulle, wat ry hulle, waar bly hulle, wie is hulle? En ag Here, terwyl u vir ons hierdie goeie gawes gee, dank ons u daarvoor. Maar dit definieer nie ons persoon en ons karakter nie. Want ons weet voor u is ons sondaars. En ons weet uit genade is ons gered. En dit nie uit onsself nie. Dit is die gawe van God, nie uit die werke nie, sodat ons nooit kan roem nie. Ons roem is in Christus. Hierdie Heilige wat in ons plek die straf vir sonde gedra het. Vader, baie dankie vir elkeen wat hier is. Dankie vir elke kind, elke jongmens, elke middeljarige, elke ou mensie. Dankie dat u hulle veilig op die paaie bewaar het. Dankie dat ons vanmôre kan saam wees in u naam en vra ek nou dat u dit vir ons maklik sal maak om te luister na u woord. Ag, wil ek maar sê, spreek Here, want u dienskneg en u diensmaag luister. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir u geskenk van God ons hemelse Vader en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees ook hier by ons. Amen. Nou vriende, glo dit of nie, ons is terug by die Psalms. Dit was nou 'n lang tyd van afwesigheid waar ons nie die Psalms gepreek het nie, en soos u weet, preek ek soms uit die Psalms en dan uit die boek Genesis. En dit gaan nog goed met Jakob en daai manne. Ek sal u later net in kennis stel wat hulle gedoen het en die ervaring en wedervaring wat hulle beleef het. Maar ongelukkig het ons net die Sondagoggende wat ons met u kan deel. Miskien moet ek begin om die oordenkings te gebruik om aan te gaan met die reekse, dat ons dit klaarmaak voor die wederkoms, want dit is geweldig baie hoofstukke nog in die Psalms,
En dan by Genesis is daar nog heel wat boodskappe wat gebring moet word. So ek gaan so Psalm of 2 nou hanteer, en dan weer uit die boek Genesis, so 3 of 4 boodskappe, maar is ook goed, ons onthou beter, wanneer ons verskillende boeke in die Bybel lees, of dan bestudeer, of preke daaruit hoor. Baie interessant, ek het jare terug so kursus gedoen, dit gaan oor hoe om beter te onthou, en een van die groot dinge was gewees om verskillende boeke te lees. Sit een boek in jou kamer, lees daar 'n stukkie, lees 'n bietjie daar uit die boek in jou studeerkamer, en een daar in die kombuis terwyl jy wag vir die koffiewater om te kook, en al is dit net 'n paragraaf of 2 wat jy lees op 'n slag. Jou verstand is so deur God geskape dat jy verskillende goed kan onthou en beter kan onthou, in plaas van om net een aan mekaar te lees. Dis maar net so gedagte, elke ou werk anderste. Ek weet Dr. John MacArthur het 'n boek in die Bybel vir 30 dae aan mekaar gelees. 30 dae. Jy al gedink om Efesiërs 30 dae aan mekaar te lees? Dit is baie goed om te memoriseer, maar ek sukkel daarmee. Dis hoekom ek sê almal verskil, maar probeer dit, en u sal sien hoe die Here ook vir u kosbare waarhede leer. Soos jy die Bybel lees, verskillende gedeeltes in die Bybel, verskillende geestelike boeke, en dinge wat die Here vir ons dan gee om geestelik opgebou te word. Vanmôre Psalm 54, gaan vanmôre met u praat oor die gedagte van God is my helper, hy ondersteun my siel. Daar is net so 9 verse so. Wat ek vanmôre gaan doen is, ek gaan vers vir vers deur hierdie Psalm werk, en dan gaan ons in besonder stil staan by vers 6. Ons teks en oordenking, en dan gaan ons bietjie kyk na wat die Here vir ons wil kom leer. Kom ons lees saam Psalm 54, ons lees uit die standaard vertaling, of soos dit bekend staan, die ou vertaling. Vir die musiekleier met snaarinstrumente, 'n onderwysing van Dawid, toe die Sefiete gekom, en aan Saul gesê het Dawid hom nie by ons weggesteek nie? O God, verlos my deur u naam, en doen goed aan my reg deur u mag. O God, hoor my gebed, luister na die woorde van my mond, want vreemde staan teen my op, en tiranne soek my lewe, hulle stel God nie voor hulle oë nie. Sela. Kyk, God is my helper, dit is die Here wat my siel ondersteun. Hy sal my vyande die kwaad vergelde, vernietig hulle in u trou. Vrywillig wil ek aan u offer, ek wil u naam, o Here, loof, want die is goed, want die het my uit alle benoudheid gered, en my oog het met welgevalle op my vyande neergesien. Ons gaan net hierdie paar verse saam lees, 'n besondere gedeelte in God se woord. As teks van oordenking vanmôre dan vers 6, kyk, God is my helper, dit is die Here wat my siel ondersteun. Die tema dan, God is my helper, hy ondersteun my siel. Nou, terwyl ek besig was om hierdie boodskap voor te berei die week, het ek daaraan gedink dat adellikes, 'n koning of 'n prinses of iemand, nogal die verbeelding van mense aangryp. As mense dink aan 'n koning of 'n prinses of 'n koningin, dan dink hulle dadelik aan 'n paleis, pragtige paleis. Ek ken mos al die sprokiesverhale, en hulle dink aan 'n kroon op die hoof, 'n troon waarop die persoon sit. Hulle dink aan die klomp diensmeisies wat om jou is en jou gee die begeerte van jou hart, goue bekers, rykdom, oorvloed, en al hierdie dinge is wat ons assosieer met adellikes, met 'n koning of 'n prinses of wat ook al. Maar vriende, terwyl ek hierdie week daaraan gedink het, het ek hier op my notas geskryf, nie so met koning Dawid nie. Hy was deur God geroep gewees, hy was 'n uitverkorene van God, 'n uitverkore werktuig van God, deur God gekies om sy volk te lei. Maar Dawid het alles behalwe hierdie paleis, hierdie troon, hierdie kroon en al hierdie diensknegte gehad. Inteendeel sien ons dat Dawid geleer het uit wat hy gelei het. Ons lees in die psalms van verraad, ons lees van hartseer, swaar kry, vrees en pyn, en onmiddellik dink ons by onsself, maar hoe sal God so iets doen aan sy uitverkorene? Hoe sal God hierdie man roep agter die skape uit en sê, kom lei my volk, en dan gee die Here vir hom 'n groot mate van stryd en pyn en hartseer en al die dinge wat hy beleef het. En ag vriende, dis eenvoudig omdat die Here ook besig was om Dawid te vorm, om Dawid te vestig in hierdie posisie, sodat Dawid ook die volk met wysheid kan begelei. Nou ek het daaraan gedink, dis so ironies in Suid-Afrika en eintlik wêreldwyd onder die westerse Christene. Luister, onder die westerse Christene is hierdie ding gevestig. En dit word deur baie van hierdie voorspoedskerke gepreek.
dat die pad na die hemel eintlik 'n sleepgladde pad moet wees, 'n sleepgladde reis waar ons eintlik net die beste van die lewe moet kry, en omdat alles aan God behoort, my pa is die koning van die heelal, sing hulle, nou moet dit goed gaan met my. En vir die geringste stryd in my lewe raak ek ongeduldig en vra ek vir die Here, Here, wat doen U nou? Sien U nie wat aangaan nie? En uit hierdie Psalm sal ons leer dit wat die apostel Paulus in Handelinge 14:22 vir die disippels geleer het. En daar staan Paulus het die siele van die disippels versterk en hulle vermaan in die geloof om in die geloof te bly deur te sê ons moet deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God ingaan. Dis presies wat Dawid geleer het, dis wat die apostel Paulus vir die Nuwe Testamentiese kerk kom leer, dat ons deur baie verdrukkinge in die koninkryk van God sal ingaan. Dit beteken nie, vriende, dat ons moeilikheid moet gaan soek met mense, sodat ons nou miskien met 'n blou oog by die kerk kan kom en ons sê, dis terwille van Jesus dat my oog so lyk nie. Dis nie wat die Bybel sê nie. Maar wat die Bybel sê is, daar kom stryd oor my pad, en daar kom dinge oor my pad, en dikwels is dit vir my so 'n bietjie lynreg teen my gedagte, wat ek dink die pad van die kind van die Here moet wees, en dan raak ek ongeduldig in hierdie stryd. In Psalm 54 sal ons sien, vriende, hoe Dawid se vertrouelinge teen hom opgestaan het, en dis wonderlik in hierdie studie wat ek gedoen het, om te sien wie die Sefiete was, en wat hulle presies gedoen het. Ons sal sien in hierdie Psalm, hoe dat Dawid in wanhoop besef, dat die arm van vlees nie vertrou kan word nie, maar wel die Here, en daardeur sê ek nie, daar mag nie broederskap wees nie, en ons mag nie ons hart teenoor 'n broer openbaar nie. Maar wat ek vir u wil sê is, dat daar baie keer net een uitkoms is vir my situasie, en dit is die Here self wat die uitkoms gee. In hierdie Psalm sal ons die hartseer uitroep aan die begin sien, en dan die danklied waarmee Dawid afsluit, omdat die Here hom gehoor en vir hom uitkoms gegee het. En kom ons val dadelik weg met hierdie Psalm, en u sal sien, ek gebruik die brille met die afkondigings, omdat dit klein is. My preek is gedruk omtrent so groot, so ek kan redelik sien wat daar staan. So, kom ons werk vers vir vers deur hierdie Psalm, en dan gaan ons 'n besondere stilstaan by vers 6, ons teks van oordenking, en ek vertrou na afloop van hierdie diens sal u verstaan presies waaroor Psalm 54 gaan. Daar staan vir die musiekleier met snaarinstrumente onderwysing van Dawid. Nou vriende, ek het vir u reeds gesê toe ons hierdie reeks begin het, dat hierdie psalms was gesing by geestelike byeenkomste. Baie van dit is geskryf deur koning Dawid. Ons weet hy het self musiekinstrumente bespeel, en baie belangrik, ons het vir u gesê dat hierdie woorde betekenisvol is. Dit was nie net leefwoorde met musiek nie, maar die musiek en die woorde het mekaar aangevul met die doel, dat die hart en die emosie na vore kom, en daar uiting gegee kan word daaraan, maar dan ook die eer aan die Here, wat die uitkoms gee in moeilike situasies. Hierdie lied, vriende, as ons na hierdie lied gaan kyk in Psalm 54, dan sien ons die hartseer toon waarmee dit begin. Die Sefiete wat vir Dawid verraai het. En dan sien ons hierdie lofprysing aan die einde. Die triomf, hierdie danklied teenoor hierdie God wat die verlossing dan ook vir Dawid bewerk het. Baie interessant as jy die Bybel gaan bestudeer, moet ons as kinders van die Here dieselfde doen. Baie keer dink ons dat as ons in die môre liedere saam sing, dis om die tyd op te kry, dat al die mense kan inkom, dat ons kan aangaan met die diens. Nee, daar's 'n besondere betekenis wanneer ons liedere sing. En hoor wat sê die apostel Paulus in Efesiërs 5 vers 18. Moenie dronk word van wyn nie. Nou mense vra my dikwels, Gerard, is verkeerd om te drink. Gerard, drink jy? I drink what the lions drink. Water. Dis wat ek drink. Wyn bring soveel hartseer, bring soveel pyn. Ek is nie hier om vanmôre vir jou te sê wat jy moet en nie moet doen nie, maar as kind van God, as geroepene van God, wil ek onder niemand anders te beheer wees, of niks anders wat my beheer nie, behalwe die Heilige Gees, want hy sê, moenie dronk word van wyn nie, daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. En dan vers 19, spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing psalms sing in julle hart tot eer van die Here. Baie interessant, die Nuwe Testamentiese kerk het ook die psalms gesing. En ons sing ook psalms soos en wanneer ons die musiek daarvoor het. Want daardie liedere het betekenis.
Dit is psalms wat geskryf is deur mense soos ek en jy, en ek moet vandag dieselfde doen. Wanneer ons sing, moet daar betekenis wees in hierdie liedere wat ons sing. Dit moet ons lei in hierdie situasie waar ons inkom. Miskien moet spanning, miskien is daar 1001 ding in ons gedagtes, en ons begin sing, en ons let op die woorde, en ons fokus skuif van onsself en ons situasie na die God aan wie ons behoort. U sien, dit is tog waaroor aanbidding gaan. Dis waarom die Here ons kom red, dat ons hier sal uitgaan met 'n groter liefde vir die Here en 'n dieper bewuswording van sy teenwoordigheid in ons lewe. Terwyl ons hierdie liedere sing, sê die Bybel, terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van Jesus ons Here en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Ek het nie tyd om te praat daaraan nie, maar dat kinders van God aan mekaar onderdanig sal wees. Kolossense 3 vers 16, laat die woord van Christus ryklik in julle woon in alle wysheid. Leer en vermaan mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing in julle hart met dankbaarheid tot eer van die Here. As jou kind miskien in die huis vir jou sê, pa, maak het hierdie situasie van die psalms en sê, luister, jy's in goeie geselskap van Dawid, het presies dieselfde ervaar. Daar was ook deegniete wat vir hom gesê het, kom agter ons aan en kom ons doen die sonde. En Dawid sê nee. Salomo sê nee. Ons gaan nie hierdie boosheid doen nie. Gaan lees die Bybel. Hoe dikwels was Dawid op hierdie punt dat hy mismoedig was en te neergedruk was, en hy skryf die psalms, en dis presies wat die Bybel vir ons wil kom leer. Leer en vermaan mekaar. Somstyds moet jy miskien iemand aanspreek en jy gebruik die psalms. Miskien Psalm 32, Psalm 51, waar Dawid in sonde geval het en Nathan hom aangespreek het en Dawid hierdie boetelied geskryf het. Wonderlik om te weet dat hierdie psalms gegee was om te sing. Vandag dieselfde vir ons, en ook die geestelike liedere wat ons vandag sing, is tot opbouing, tot teregwysing, tot onderwysing in die geregtigheid, sodat ons as kinders van God volkome kan wees, vir elke goeie werk volkome toegerus. So hierdie psalm begin met 'n hartseer toon, dit eindig met 'n lofprysing, omdat die Here vir Dawid uitkoms gegee het. Vers 2. Nou sien ons wat die inhoud is. Hoekom was Dawid so half moedeloos en so half depressief toe hy hierdie psalm begin het? Die Bybel sê vir ons, toe die Sefiete gekom en aan Saul gesê het Dawid hom nie by ons weggesteek nie? Nou waar lees ons van hierdie gebeurtenis? Ons lees daarvan in 1 Samuel 23 vers 19. Daar staan, daarna het daar Sefiete opgegaan na Saul, na Gibea, en gesê, steek Dawid hom nie weg by ons in die bergvestings, in Hores, op die heuwel Hagila, wat suid van die wildernis lê nie. Hierdie Sefiete is klomp klikkie-bekke. Nou toe ons kinders was, ons die liedjie gehad, klikkie-bek, hang 'n blikkie om jou nek, né? Jy ken daai storie, en die res kan ek nie onthou nie, want ek het nie baie geklik nie. Ek is baie verklik, maar kom ons los, dis 'n storie vir 'n ander dag. Maar die hele gedagte is net, hulle kom klik by Saul en sê, luister, Dawid steek hom weg. En Saul, ons weet, jy's die koning, en die vraag het ontstaan terwyl ek hierdie psalm voorberei nou, wat is so erg hieraan? Het hulle nie maar net eerbaar opgetree en lojaal gewees teenoor die kroon en teenoor Saul en sy koningskap nie? Of was hulle besig met hulle eie agenda? En vriende, as ons so 'n bietjie gaan die geskiedenis bestudeer, dan sien ons dat die Sefiete mede-Israeliete was. Nogal uit die geslag van Juda, dieselfde as Dawid. Hulle het presies geweet wat aangaan, dat Saul ontrou was aan die Here, want u onthou dat Samuel vir Saul gesê het, Saul, omdat jy aanhoudend ongehoorsaam was teenoor die Here, sal die Here die koningskap van jou wegneem en laat oorgaan na jou naaste, na Dawid, en daarom het Saul probeer om Dawid dood te maak. Die Sefiete het presies geweet wat aangaan, en tog, luister, tog kies hulle teen Dawid en eintlik teen die Here self, deur Dawid dan by Saul te gaan verklik om te sê waar hy is. En nou vriende, ek het daaraan gedink, dit is presies hoe ons ook die tyd en dag en die broederskap en baie keer mense by jou werksplek en jou familie beleef. Daar's altyd die wat vir eie gewin poog om 'n storie oor te dra, om hulle self in 'n goeie lig te stel en 'n ander een in 'n swak lig te stel. Ons beleef dikwels hoe dat mense teen jou draai, van jou praat en uiteindelik jou vyand word ter wille van eie agendas
en voordeel. Mense praat agter jou, heeltyd hierso. En dan probeer hulle mense versamel teen jou, omdat hulle 'n probleem met jou het. Maar hulle is te lafhartig om dit met jou te kom bespreek. Dawid was 'n man wat altyd openhartig was, 'n man wat altyd mense ingenooi het om met hom te praat, en as ons sy gesindheid sien ons dat die Sefiete eintlik maar net hierdie loyale man gaan verraai het ter wille van eie genot en eie voordeel. Vriende, die hartseer is dat dit dikwels mense is wat skouer aan skouer met jou werk. Mense wat aan jou tafel eet, mense wat besig is om inligting te versamel om eintlik jou later kwaad aan te doen. En as jy vanmôre mismoedig raak, of wil raak, of miskien is, en jy dink aan mense wat vanmôre jou lewe vir jou baie ongemaklik maak, onthou jy's in goeie geselskap. Dawid het sy eie seun gehad, Absalom, wat teen hom opgestaan het, die Sefiete en baie ander. Paulus het 'n Demas gehad en Jesus het 'n Judas gehad. Daarom het vir u sê, en ek het in die begin van die boodskap vir u gesê, ons moenie 'n seepgladde reis hemel toe verwag nie. In die 28 jaar in my bediening, het die mense wat die naaste aan my gewerk het, my die seerste gemaak. Mense wat saam met jou op 'n kerkraadsbank sit, wat agter getjie het, om jou naam en jou karakter skade aan te doen. Maar wat doen ons? Ons gaan aan met die werk. Jy moet aangaan met jou geestelike lewe. Jy kan nie moed opgee nie, jy kan nie in die middel van hierdie stryd sê, Here, so bietjie tyd uit, gee hierdie oue geel kaart, of sommer 'n rooie, dat hy vir altyd sal ophou om hierdie goed aan my te doen. Nee, ons is daar geroep deur die Here, en dit wat God beskik oor ons lewe, sal God genade gee, dat ons daardeur kan kom. So hierdie Sefiete was mense wat lynreg teen die opdrag van God gegaan het, deur vir Saul te sê waar Dawid hom wegsteek. Vers 3, sê Dawid, o God, verlos my deur u naam, en doen aan my reg deur u mag. Nou Dawid begin deur die naam Elohim te gebruik. Die naam van God wat gebruik word om sy skepingsmag dan aan te dui, en die feit dat hy regter van die heelal is. Hy gebruik hier die woord Elohim, o God, die skepper, die regter. Sal u nie asseblief vir my verlossing skenk nie? En hoor nou, baie interessant. Hy vra nie verlossing op grond van sy eie goedheid nie, maar op grond van God se karakter, op grond van God se naam en God se mag, want God se eer en krag is die basis van ons redding. Gisterand in die huisgodsdienst, toe ons huisgodsdienst gehou het ons bietjie gepraat oor daardie gedeelte in 2 Konings. U sal onthou waar die koning van Israel en die koning van Juda teen die Moabiete veg, en daar is nie water nie, en die Here sê, hulle moet slote grou, en hy stuur water op 'n manier, wat nie een van hulle geweet het hoe dit daar gekom het nie, en die gedagte wat Spurgeon deurgegee het, is God gee somtyds uitkoms, op 'n manier dat ons dit nie verwag nie. Ons moet aangaan met die werk, en dan beroep ons op God, want hy's in beheer. Ek kyk na my eie swakheid en my eie sonde, luister, moenie altyd vingerwys vir ander en sê, daai ou, ek weet dan nie lekker hoe hy 'n Christen kan wees nie. Kyk vir jouself in die spieël, en vra vir jouself, Gerard Bekes, hoe is dit moontlik dat jy 'n kind van God kan wees? Want ook jy is onder God se oordeel en toorn gewees, en hy het genade dat hy jou kom red. Daarom is ons vanmôre in die hospitaal van die Here om medikasie te verkry uit sy woord, om uitgestuur te word om die nuwe week tegemoet te gaan. Daarom is die onderlinge byeenkomste so belangrik, want u sien, as kind van God lewe ons in 'n gebroke wêreld, ons sondig teenoor ander sondig teenoor ons. Daarom beroep ons op God, nie ter wille van ons goedheid, of sê eerder op grond van ons goedheid nie, maar op grond van God se karakter. Vriende, daar is tye wat mense jou willens en wetens te nakom. Jy dink baie keer by jouself, man, as ek nou net bietjie jonger was, het ek hierdie jou uitgesort. En dan herinner die Heilige Gees jou daaraan, dis nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, so spreek die Here. En koning Dawid as hy krygsman is nie heeltyd in gevegte met mense, fisiese gevegte nie. Hoor wat sê hy? Psalm 77 vers 2, hy sê, my stem
is tot God en ek roep. As 'n mens iemand roep, is dit Kalfyn. Kalfyn. Kalfyn! Hoor jy my? Verseker, op die golfbaan werk dit so. As jy slaan, en jy slaan skeef, en jy sien daar staan iemand in die lyn van jou bal, dan skree jy vir hom, "Voor!" En nie almal koes, jy moet dit sien, is nogal baie golfers is snaakse goed, hoor. Almal maak so, né? En dis presies die gedagte, my stem is tot God en ek roep. Die nood in my hart is so groot, dat ek tot God roep. Luister, kinders van die Here kan nie op eie hoekie aangaan nie. Ons kan nie sê, ag weet jy wat, ons het die Here nie nodig nie. Ons sal alles probeer uitsorteer en as ons dit nie kan uitsorteer nie, sal ons vir die Here vra. Luister, die Here is nie ons spaarwiel nie. Hy is ons God, hy is op die troon van die hemel. Daarom sê Dawid, in hierdie benoudheid van hom, hy sê, my stem is tot God en ek roep, my stem is tot God, dat hy na my kan luister. Op die dag van my benoudheid soek ek die Here. Snags bly my hand uitgestrek sonder om moeg te word. My siel weier om getroos te word. Hoekom weier Dawid se siel om getroos te word? Want hy wag dat God hom troos. Daar is geen vertroosting soos die van die Here nie. Hierdie week het ek daaraan gedink. Hoe dikwels lees ons die Bybel in die oggende, ons bid, ons lees in die aand die Bybel, ons bid, maar ons voel presies dieselfde. Nou gaan dit nie oor gevoel nie. Maar ons worstel met dieselfde goed, ons dink by onsself, maar gaan dit uitwerk, gaan hierdie ding so wees, gaan dit uitwerk hierdie kant toe. En die enigste rede is omdat ons nie God glo nie. Een van die oordenkings wat ek hierdie week sal uitsaai, gaan juis oor die gedagte, dat die apostel Paulus sê, dat hierdie God van die Bybel is die God wie se beloftes ons kan glo. Daarom sê Dawid, Here, ek is benoud, ek roep na U nie op grond van my goedheid nie, maar op grond van U karakter, op grond van U wese, gee asseblief vir my uitkoms. Maar Here, gee U die uitkoms. Dan gaan dit blywende uitkoms wees. Die oomblik wanneer ons wil kwaad met kwaad vergeld, luister, jy sink al hoe dieper in elende. Want jou gewete raak nie stil nie. Volgende gedagte, Psalm 54 vers 4. Hy sê, o God, hoor my gebed en luister na die woorde van my mond. Nou vriende, die gebed hoor ons amper 'n kreet van 'n wanhoopige hart. Dawid weet dat God alleen die mag het om in te gryp. Hy's uitgelewer, hy's verraai as te ware verkoop deur sy mense en hy sê, Here, hoor my gebed, luister na die woorde van my mond. Dawid draai sy aangesig na die Here. Hy besef dat mense teleurstel. En as jy nog nie deur mense teleurgesteld is nie, dank die Here daarvoor. Ek dink almal gaan julle hande opsteek. Ek is nog nooit teleurgestel deur mense nie. Dis hoekom ek nie uitnodigings maak nie, want elke keer as ek dit sal doen, sal niemand reageer nie. Want ons almal weet wat teleurstellings is. Dawid gaan deur hierdie teleurstelling en hy sê, Here, help my. Here, hoor my woorde. Ek kan nie op my eie broers vertrou nie. Sefiete is deel van die Israeliete uit die geslag van Juda en hulle verraai vir Dawid uit die geslag van Juda wat koning geword het oor Israel. Hoor wat sê die Here in Jeremia 17 vers 7. Geseënd is die man wat op die Here vertrou en wie se vertroue in die Here is, want hy sal wees soos 'n boom wat by water geplant is en sy wortels uitskiet by die stroom en nie vrees as daar hitte kom nie, maar sy blad bly groen. En in die jaar van droogte is hy nie besorg nie. Hy hou nie op om vrugte te dra nie. Geseënd is die man wat op die Here vertrou. Wie kan vir my sê wat net daarna volg? Vervloek is die man wat die arm van vlees sy vertroue maak. Daardeur sê ek nie, vriende, dat ons nie broeders kan vertrou nie. Maar wat ek vir u sê, daar kom tye wat jy jou vasloop teen 'n broer of teen mense wat jy skouer aan skouer mee gewerk het, miskien familie of vriende of werkskollegas, en jy besef dis net die Here wat nou vir my die uitkoms kan gee. Spreuke 23 vers 11, want hulle verlosser is sterk, hy sal hulle saak teen jou verdedig. Verwysende dat die Here sterk is, hy sal ons saak verdedig. Jeremia sluit aan daarby Jeremia 50:34, maar hulle verlosser is sterk, Here van die leerskare is sy naam. Hy sal hulle saak sekerlik
verdedig. Baie interessant, die man Jeremia wat hierdie verse geskryf het, weet jy wat het sy eie familie met hom gedoen? Ek gaan gou vir julle sê, hy het hom genooi vir 'n Sondagmiddag ete, voorgereg, hoofgereg skaapbout, nagereg sagepoeding. Is dit so? Nee. Ja, julle frons is reg. Dit staan nie in die Bybel nie. Hulle het hom in 'n put gegooi. Hulle wou hom doodgemaak het, omdat hy gesê het, so sê die Here. Hulle het hom net aan die lewe gehou met die nodige brood en water, dat hy nie moet doodgaan in daai put nie. En in hierdie benoudheid, hy staan ook bekend as die profeet van trane, in hierdie benoudheid sê hy, maar ons verlosser, nie net myne nie, maar die van my volk is sterk. En hy sal my saak verdedig. Wonderlik om hierdie waarhede vanmôre raak te sien. Vers 5. Want vreemdes staan teen my op en tiranne soek my lewe. Hulle stel God nie voor hulle oë nie. Sela. Nou baie interessant, vriende, is dat die Sefiete as vyande van Dawid het vreemd geword vir Dawid. Hulle het vreemd geword in hulle optrede teenoor hom. Alhoewel hulle uit sy stam was, het hulle vreemd begin optree en hy beskryf hulle as geweldenaars, tiranne, mense wat bloeddorstig is en wat God ignoreer. As ek hoor wat mense baie keer sê van ander mense, kinders van die Here, ander geroepenes van die Here, familie, vriende, dan raak ek soms benoud, want u sien, mense wat jy lief gehad het en baie keer nog steeds lief het, raak soms vreemdes vir jou in hulle optrede. Hulle het in hulle siele hierdie worsteling en hulle haal dit uit op jou. En dan het ons nodig om na die Here te vlug. En kan julle nog onthou wat beteken Sela? Daar's nou 'n pouse, nee, nou kinders hou van 'n pouse. As die klok lui en is pouse, en as die klok weer lui en hulle moet klas toe gaan, is hulle heel depressief. Nou hierdie Sela is 'n pouse. So Dawid sê, want vreemdes staan teen my op. So hy sê hierdie Sefiete het soos vreemdes vir hom geword. Hy sê hulle soek my lewe. Hulle is tiranne, hulle is geweldenaars, hulle is bloeddorstige mense, hulle het nie God se agenda, hulle is nie besig met God se agenda nie. Hy sê, hulle stel God nie voor oë nie, Sela. Wat Dawid eenvoudig sê is, dink aan die omvang van hierdie psalm en gebeurtenis. Dis nie sommer maar net iets wat gebeur nie. Dis nie sommer net iets wat ons kan wegvee nie. Hierdie pouse nooi ons om stil te staan by die erns van die situasie en God se teenwoordigheid in die donkerte van Dawid se omstandighede. Dis waarvoor die woordjie Sela staan. Kom ons word 'n oomblik stil en ons dink by onsself. Dawid is die gesalfde van God. God roep hom om sy volk te lei. Die Sefiete is deel van die Israeliete, deel van die stam van Juda, en hulle gaan verraai hierdie koning wat deur God gesalf is. Vriende, ons moet ook dikwels stil staan in ons eie situasie en perspektief verkry. Dis nodig om perspektief uit die Bybel te verkry en nie tot 'n gevolgtrekking te kom wat nie Bybels verantwoordbaar is nie. Die Here sal self eendag die lyne reguit trek wat ons nie op aarde kan reguit trek nie. Dan gaan 'n dag aanbreek van rekenskap waar ons voor die heilige God gaan staan en voor hom moet rekenskap gee waarom ek dit gesê het en waarom ek dit gedoen het en waarom ek hierdie optrede dan geloods het. Mag die Here genade gee dat ons nie sal dink aan die oordeel as net iets wat verby sal gaan nie. Ag, ek gaan dood, rest in peace, almal gaan hemel toe, verseker nie. As jy nie vanmôre gered is nie, sal jy God se hemel nie sien nie, maar die toorn van God bly oor jou. As jy kind van God is, sê die Bybel, gaan ons van elke ydelle woord wat oor ons mond kom, gaan ons rekenskap gee. As jy vanmôre besig is om teen ander broers op te staan of teen ander susters en 'n komplot te vorm en mense te probeer opmaak teenoor 'n ander persoon, pas op vir jou, dat God jou nie in die gerig bring nie. As jy by die werksplek een is wat moeilikheid maak deurdat jy mense teenoor mekaar afspeel, vra ek jou, hou op daarmee. Dat hierdie persoon nie na God roep en hy jou in die gerig bring en die oordeel oor jou lewe bring nie. Vers 6 is die vers wat ons by gaan stil staan. Jy vra miskien nou, wat het jy by die ander verse gedoen? Ek het oorsigtelik gepraat oor dit. Ons gaan nou stil staan by hierdie vers.
Dawid na die stilte, hy verbreek hierdie stilte. Ons sien baie duidelik, hier kom 'n radikale wending nou. Hier kom nou 'n absolute swaai in Dawid se gesindheid, in sy hart, in sy gedagte, in sy denke, in sy optrede. Dis amper asof hy gefrons het en ewe skielik glimlag hy. Want Dawid sien nou wat die Here God vir hom ook wil kom leer. Hy sê, kyk. Hy sê die vorige vers, vreemde staan teen my op, tiranne soek my lewe, hulle stel God nie voor oë nie, dis haters van God. Kom, ek word stil, wat moet ek nou doen? Ek is in hierdie benarde situasie, wat moet ek doen? Hoor die antwoord, kyk, God is my helper. Dit is die Here wat my siel ondersteun. Die woordjie kyk, is die woordjie behold, om te aanskou, om intensief te kyk. Nou ek moet u sê, ek verstaan daai woord baie goed. Want die dag toe ek instap by die Evangelies Gereformeerde Kerk, in Kreersdorp gemeente vir 'n ete na die diens, toe sit my vrou daar. En ek kyk en ek behold. En ek bly kyk, en die meisie wat ek nie uitgegaan het op daai stadium, stamp my op 'n stadium so, want sy sien ek kyk, en ek kan nie ophou kyk nie. En hy kyk het verander in 'n huwelik, en hier sit ons. Behold beteken om intensief te kyk, om te kyk met die doel. Dawid sê, kyk, behold, vestig jou aandag nou op hierdie gedagte. En dan die volgende woord, God is my helper. Hierdie woordjie God, al reeds vir u gesê, is die woordjie Elohim. In die Engels staan dit bekend as die Supreme God. Met ander woorde, hy is die enigste ware God. Hy is nie soos die afgode wat nie hoor en nie sien en nie kan antwoord nie. Hy alleen is die God wat vertrou kan word. Die woordjie Elohim, die Supreme God. Aanskou God. In jou moeilike situasie vra ek jou, neem tyd om stil te word. Hou op soos 'n afkop hoender rondhardloop en probeer alles uitsorteer en met jou vrou praat en met jou kinders praat en met almal praat oor hoe kan ons hierdie situasie uitsorteer? Nie raak stil en sê, Here, ek wil u aanskou uit die blaaie van die Bybel, want u is die enigste ware God wat hulp kan verleen. Baie interessant, hy sê, kyk, God is. Met ander woorde, hy was nie my helper nie. Hy sal nie nog my helper wees nie. Hy is nou my helper. Dis 'n voldonge feit. God is nou my helper. En hierdie woordjie my, hy's nie net ander se helper nie. Hy's my helper persoonlik. Baie kinders van die Here dink baie keer dat die beloftes in die Bybel is vir ander. Daai geestelike tannie in die gemeente, die beloftes is vir haar. Daardie predikant, hy praat van God se beloftes is vir hom. Die Bybel sê vir ons, hierdie beloftes is ook vir ons, want die God aan wie ons behoort is een en dieselfde God. En luister gou, hy het ons regverdig verklaar die dag toe ons uitgeroep het om genade, die Heilige Gees in ons gewerk het, die oortuigingswerk. En sê gou vir my, was die apostel Paulus meer regverdig as die rower aan die kruis? Want een en dieselfde God het hulle gered. Hulle gaan een en dieselfde hemel wees, terwyl die een onmiddellik gesterf het, na hierdie, of 'n tydjie na hierdie wonderlike genade wat die Here aan hom bewys het, en die apostel Paulus het 3 sendingreise deurgegaan, en later as martelaar gesterwe, maar albei is in Christus gewees, en albei kon sê, dat hy is my helper, my persoonlike helper. Dink aan God op 'n persoonlike manier. Moenie aan God dink asof hy daar ver is in die hemel, en hy kyk hier af na die aarde toe, en hy sê, swem Janie, swem. Jy moet maar aangaan, ek hoop jy maak dit, maar ek gaan jou nie help nie. Dis nie God nie, ons dink oor hom so. Dis eintlik skrikwekkend as jy met mense praat, en hulle sien die Here as hierdie tiran wat heeltyd besig is om ons te probeer te nakom. Nee, hy's ons helper. Hierdie woordjie helper is die woordjie beskermer, bewaarder, een wat ons omring. Het jy al gesien die ouens wat cage diving doen? Die ouer mense sal seker nou nie weet nie, en die jonger ook nie, en ek sal dit nie doen nie. Was mense wat in 'n stalhok afgaan in die see, waar haie is. Dan wys hulle hoe daai haie baie keer kom, en hy slaan met daai neus teen daai stalhok. En die ou daar binnekant sit, en hy kyk, en hy neem 'n foto,
van oom Haai se tande, en hy kyk al hierdie goed en hy bekyk dit so, en dis die gedagte wat die Here vir ons wil gee. Hy omring ons. Einde kan niks en niemand ons iets aandoen nie, want die Here is ons helper. Hy's die een wat ons help, hy's die een wat ons bewaar, hy's die een wat ons omring van alle kante. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade weë, sê Dawid in Psalm 23, ek sal nie vrees nie, want die Here is met my. En dan gebruik hy die volgende. Hy sê, kyk, God is my helper. Dan sê hy, dit is die Here. Nou gebruik hy 'n ander woord, of 'n ander naam sê eerder vir die Here. Hierdie woordjie, die Here, is die woordjie Adonai. Nou dis die ekwivalent vir die woordjie Jahweh in die Ou Testament, wat God se persoonlike naam in die Ou Testament was. Of Yahweh. Party mense spreek hom uit hierdie kant toe en daai kant toe, hoe dit ook al mag sê. Dis dieselfde God wat by die brandende bos aan Moses verskyn het en vir hom gesê het, ek is wat ek is, stuur jou. So Dawid sê, kyk, God, Elohim, is my helper, Adonai, hierdie verbondsgod. Hierdie God is die een wat my sal deurdra. U sien, God het eienaarskap op hierdie aarde. Die Bybel sê die aarde behoort aan die Here en die volheid daarvan, die see en alles wat daarop is. Dis net vir 'n tyd op hierdie aarde, wat die vyand deur allerhande dinge en God deur sekere beproewinge ons stuur en allerhande mense ons kan daarna kom in situasies en omstandighede, tot op die tyd dat die Here 'n lyn trek. En soms gee die Here vir ons uitkoms op aarde en ons eer hom soos hy vir Dawid gegee het. Maar soms moet ons deur daardie stryd gaan soos Paulus. Hy sê, ek ly nie net onder vyande nie, maar ook onder my broers. En hy kom leer ons een ding. Dawid, die apostel Paulus, reg deur die Bybel, dat ons leer uit wat ons ly. Maar God is getrou, wat vir ons afweeg wat ons nodig het, sodat ons veilig aan die ander kant kan uitkom. As hy sê, dit is die Here wat my siel ondersteun, dan sê hy, die Here, die opperheerser, die skepper, is die een wat my siel ondersteun. Nou gaan ons uitkom by die gedagte, die siel. Nou vriende, hierdie siel dui nie net op my ewigheid, dat ek vir ewig by die Here gaan wees in sy heerlikheid nie. Ja, ons het 'n onsterflike siel, ons weet dit. Maar as ons die woordjie bestudeer, gaan dit oor meer as net die ewigheidsperspektief. Dawid sê die Here sal my siel ondersteun, met ander woorde, my hele menswees, my hele wese. Dit sluit in my emosies, my gedagtes, my wil, my lewenslus. Waarom het kinders van die Here nie krag vir elke dag nie? Want ons is so besig met onsself en met ander mense en omstandighede. Ons vergeet die son skyn, ons vergeet die gras is groen, ons vergeet om 'n trui aan te trek want dit is koud. Ons vergeet dat daar soveel wonderlike seëninge is wat die Here ons gee, want ons is so besig met self, so besig met ons omstandighede, so besig met mense wat ons te na gekom het, dat ons lewenslus verloor. Nou as mense jou lewenslus bepaal, dan pleit ek by jou vanmôre dat jy by hierdie Psalm sal stil staan en vir die Here sal vra, Here, rig my oog na U, Elohim, Adonai, hierdie God, Yahweh, die ewige verbondsgod van die Ou Testament. En dan die woordjie, dit is die Here wat my siel ondersteun. Hierdie woordjie ondersteun is die Engelse woordjie sustain. Hy onderhou my siel. Hy wat 'n goeie werk in jou begin het, hy sal dit volëindig. Hy sal dit in stand hou. Hy gaan jou nie los halfpad nie. Hy gaan jou nie 3/4 op hierdie pad wat jy stap los en sê, luister, ek sien nie meer kans vir jou nie, het al soveel keer geval en ag, jy het al probeer om dinge, reg in eie hande te neem, ek is klaar met jou nie. Nee, die Bybel sê die Here sal my siel ondersteun. Dawid beroep hom nie op sy eie geregtigheid nie. Hy sê, ek beroep my op U naam, op U karakter, op U persoon, op U wese. En dan kom vers 7. Hy sal my vyande die kwaad vergelde, vernietig hulle in U trou. Sê ons. Dawid, die Bybel sê met die Here jou God lief met jou hele hart, siel en verstand en jou naaste soos jouself. Jy moet jou vyande lief hê, vir jou vyande bid. Hoe kan jy bid, vernietig hulle in U trou? En ag vriende, dit is eenvoudig. Dawid is nie hier wraakgierig nie.
maar hy beroep hom op God se regverdigheid en trou aan sy verbond. Luister, die vyande wat God se kinders aanval, moet die gevolge van hulle boosheid dra. Daarom as ek bid, Here, ek bid vir hierdie mense wat teen my aankom, dat U hulle genadig en barmhartig sal wees, hulle sal red, maar vergeld hulle na hulle dade. As hulle met hulle boosheid aangaan, Here, bring hulle voor stok en vergeld hulle na hulle dade, en die Here het dit gedoen. Want Dawid is in die geskiedenisboeke as koning van Israel. En daarom is hierdie vers vir my so besonder, hy sal my vyande die kwaad vergelde, vernietig hulle in U trou. En dan kom ons by die voorlaaste vers. Hy sê in vers 8, vrywillig wil ek aan U offer. Ek wil U naam, o Here, loof, want die is goed. Dit klink vir my of hier 'n geweldige klemverskywing kom. Stem nie saam? Na Sela het daar 'n geweldige klemverskywing kom. Lyk my 'n pouse is goed, né? As hy pouse is en jy begin dink oor die situasie en jy begin wegkyk van jou situasie na God, kom hierdie geweldige troos in Dawid se lewe. Dawid se hart verander. En ek wil vanmôre vir u sê, vriende, dit is net in die teenwoordigheid van God waar hy ons oë van ons omstandighede neem na hom wat op die troon van die hemel sit. Waarom dink u hou die vyand ons so besig in ons program dat ons nie tyd het om stil te word voor God nie? Waarom dink u dit so? Ek moet dit doen, dan lei die selfoon en dan is dit die persone wat kom klop aan die deur en dan is my man wat my vra doen dit of my vrou vra my doen dat en ons het soveel dinge dat ons nie tyd het om stil te word voor God nie. En kinders van die Here is geestelik arm, hulle is verward, hulle is in vyandskap teenoor mekaar, hulle is in vyandskap teenoor ander mense. En die Bybel sê vir ons eenvoudig dat die oomblik wanneer ons by die Here uitkom, verander hy ons hart. En hoor dit sê die Bybel, Dawid beloof dankoffers. Dis asof hierdie glimlag op Dawid se gesig is en hy sê vir homself, ou Dawid, hoe is dit dat jy gehoor het oor die Sefiete? Die Here weet jou uit die hand van die leeu verlos het en uit die hand van die beer en uit die hand van Goliat verlos het. Die Sefiete is mos niks vir hom nie. Dis asof Dawid net iewes skielik sy verstand weer rig in 'n rigting waar hy logies begin dink. Nie oor sy omstandighede nie, maar oor die God aan wie hy behoort, wat in beheer is van ons omstandighede. Vriende, as weergeborenes sien ons dit dikwels wanneer ons uitkoms kry in ons lewe, dat daar dankbaarheid is. Dankbaarheid na die verlossing. U sien die lofprysing is vir God se naam en God se karakter en dat hy goed is en dat hy ongeag ons omstandighede nog steeds in beheer is en die nodige genade gee dat ons dit kan dra wat hy oor ons lewens beskik. En op die regte tyd ons vyande voor stok sal bring en dan ook ewiglik sy koninkryk sal kom vestig. Die laaste ou versie sê, vrywillig wil ek aan U offer. Ek wil U naam, o Here, loof, want die is goed. Want die het my uit al my benoudhede gered. En my oog het met welgevalle op my vyande neergesien. Vriende, hier vind ons Dawid se geloofsbelydenis, wat reeds in die verlede tyd praat. Op daai oomblik het Dawid gehoor die Sefiete het hom gaan uitlewer aan Saul. Op hierdie oomblik vlug hy nog, hy sê, maar Here, U het my alreeds op my vyande laat neersien. Dawid het so sekerheid in sy hart van God se redding, dat hy dit as 'n voldonge feit beskou. Vriende, God red nie ons nie uit nie, hy gee ons oorwinning. En ek weet nie wat jou situasie vanmôre is. Ek weet nie met wie jy worstel, met wat jy worstel, wat jou omstandighede is nie, wat se sonde jy mee worstel nie, maar die toepassing is een en dieselfde. Rig jou oë na die Here, roep hom aan, bid hom vir die oorwinning en verlossing. En ag vriende, gee hom die eer vir die feit dat hy jou hoor en die uitkoms sal skenk. En nou is daar nog so 4 gedagtes wat ek met u wil deel. OK. Ek hoor sommer die moedelose toe val dit op die grond. Nie nog 4 grano Gerard. Ek is klaar, ek som net op. 4 kosbare lesse wat ons uit Psalm 54 kan leer. 1. Afhanklikheid. Die mens is onbekwaam om homself te red. God is die enigste helper. God se getrouheid. God se naam en trou staan sentraal. Sien dit raak in die Psalm. Regverdigheid, God sien die onreg en sal op sy tyd reg laat geskied. Dankbaarheid.
Daar moet lofprysing wees, want dit is die gepaste reaksie op God se reddende regterhand. Dis Psalm 54. Vers 6 was die klem, was die vers wat ons op so 'n bietjie gefokus het, maar die hele Psalm kom leer ons een ding, dat ons altyd ons afhanklikheid van die Here moet verklaar. Ons kan nie op ons eie geregtigheid staan nie, maar op God se getrouheid. Hy is regverdig en sal self met die vyande deel. Kom ons wees dankbaar dat ons hierdie God ken, dat ons aan hom kan behoort. Kom ons bid saam. Vader, baie dankie dat ons vanmôre by Psalm 54 kon stil staan. Dankie vir al die waarhede wat ons kon leer uit hierdie Psalm. U weet wat ons omstandighede is, u weet wie die mense is waarmee ons worstel, u weet die situasies waarin ons is, miskien die sonde waarmee ons worstel, mense wat ons te nagekom het, miskien nog steeds, leenaars wat oor ons pad gekom het, kwaad, stekers en mense wat booswigte is. Maar ons vra u Here dat u self op u eie manier sal deel met hulle, maar dat ons oë op u gerig sal bly. Dat ons nie so vasgedraai sal raak in ons omstandighede, dat ons lewenslus verloor, ons emosies heeltemal omvergewerp sal word, omdat ons vaskyk teen mense nie. Daar is 'n God op die hemel, of in die hemel, wat op die troon van die hemel sit en van die aarde maak die voetbank van sy voete, in wie ons vertroue stel. Here, oor 'n nag kan u 'n verandering bring en ons weet dit. Daarom vertrou ons op u. Leer ons om hardop te roep na u. Leer ons, Here, om in ons binnekamer tyd te neem met u en werklik ons saak te deurdink en te deurbid en te vra dat u die uitkoms sal stuur op u regte tyd. Here, ons eer u, ons loof u en ons prys u naam. Amen.